die geregtigheid van God binne die konteks van die Ou Testament. Dit is waarna ons in vandag se video dan ook gaan kyk. My naam is Jacobus de Bruin en welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Wanneer ons praat oor die protestantse slagspreuk geloof alleen, is dit baie belangrik om te weet dat ons nie oor hierdie term kan praat as ons nie praat oor die geregtigheid van God nie. Luther se krisis wat begin het by hoe word ek regverdig teenoor die Here en by die Here. En in die vorige video het ons baie daaroor gesels. Vandag gesels ons dan verder oor hoe die kerk nog altyd die geregtigheid van God verstaan het, geloof alleen verstaan het, die verhouding tussen geloof en werke verstaan het, en hoe die kerk al hierdie dinge verstaan het, en hoe ons na die Bybel gekyk het, die Bybel verstaan het, wanneer Paulus praat in Romeine 1 vers 17, dat die regverdige deur die geloof sal lewe. Die Nuwe Testament is tog ingebed binne 'n raamwerk van die Ou Testament. Wanneer die Nuwe Testament op skrif gestel word, word dit op skrif gestel binne die denkraamwerk van die Ou Testament. En daarom moet ons baie versigtig wees om nie westerse denke of oosterse denke in te druk in die Bybel, wanneer ons byvoorbeeld praat oor iets soos die geregtigheid van die Here nie, wanneer ons praat oor die wet nie. Belangrik, ons moet gaan kyk na wat bedoel die Bybel met hierdie konsepte. Die konsep geregtigheid is iets wat nou ingebed is in die verbondsvolk van Israel, die verbondsagtergrond van die Ou Testament. Daar leer ons God ken as 'n God van reg en geregtigheid. Ons leer God ken as die een wat in homself regeer in en deur reg en geregtigheid. Omdat hy heilig is hy regverdig. Omdat hy geregtigheid in homself het, daarom is hy heilig. Daarom in Levitikus kry ons die verband tussen heiligheid, geregtigheid en God se eise teenoor sy kinders, om op 'n sekere manier te leef, Eksodus 19. Dit is alles die dinge waarna ons in vandag se video so bietjie gaan kyk. Hoe het die mense in die Ou Testament en daarom in die Nuwe Testament, want hulle was Jode, hoe het hulle die geregtigheid van God verstaan? En as ons dit weet, dan sal ons verstaan hoe dat die kerk nog altyd vir die eerste 1500 jaar voor die protestantse reformatie gekyk het na geloof en geloof se plek in geregtigheid en hoe geloof en werke met mekaar verband hou. Nou goed, wanneer ons kyk na die Ou Testament, dan is dit baie belangrik om te sien dat geregtigheid is deel van God se karakter. Dis die eerste ding. Dis deel van God se karakter. Deel van God se karakter. Dis baie belangrik. Dis NB. Dis deel van sy karakter. Die Tzadik, Tzedekah, die Mishpat, reg en geregtigheid. Ons sien dan dat hierdie geregtigheid van God wat deel is van sy karakter, speel op verskillende maniere uit. Dit speel uit teenoor sy skepping. Ons sal kan praat van 'n sogenaamde kosmiese geregtigheid. 'n Kosmiese geregtigheid. God wat op 'n sekere manier regeer en heers oor die nasies, oor die volke, oor sy skepping. Hy regeer reg. Hy wil in 'n goeie verhouding met hulle staan. Maar daar is ook iets wat ons sou kon noem 'n sosiale geregtigheid. Kom ons skryf dit eers hierso, kosmies, né? Kosmies. Né, dit gaan oor die hele skepping. Die hele kosmos, God se verhouding met die kosmos. Maar dan is daar ook die sosiale geregtigheid. Nee? Dit het 'n etiese dimensie. Nou, hierdie sosiale geregtigheid loop hand aan hand met 'n, wel, nie hand aan hand nie, maar dit doen ook 'n forensiese geregtigheid wat gaan oor regsuitsprake. Kom ons skryf dit eers hierso. Sosiale
Verhoudinge, dit gaan oor verhoudinge. Verhoudinge, etiese kwessies in hierdie verhoudinge met mekaar, man en vrou teenoor mekaar, ek teenoor my diere, teenoor die veld rondom my ensovoorts. Dan is daar 'n forensiese, dis 'n forensiese geregtigheid, dit gaan oor die regte landswette, om in die hof eerlik te wees. Die handhawing van wetgewing, né? As jy moord gepleeg het, moet jy daarvoor gestraf word. As jy bedrog gepleeg word, is dit verkeerd. Dis daai dinge wat in die hof plaasvind. Forensies. Kom ons sê hierso hof. En dan is daar, en dis die belangrike, die verbond. Die verbondsmatige geregtigheid. Die verbondsmatige geregtigheid. En dit bring ons by die doel van hoekom God die mens gemaak het. Die doel van waarom God die volk Israel geroep het. Israel kies deur middel van Abraham, met wie hy die verbond begin, daar in Genesis 15, na die sondeval kom hy en hy sê vir Abraham, ek vat jou en jou nageslag, en ek sal jou nageslag 'n groot nasie maak. Deur jou en jou nageslag wil ek die wêreld tot seën wees. Deur Abraham en sy nageslag wil God 'n sigbare fisiese koninkryk op aarde vestig, en dit mis baie mense. Ook wanneer ons later sou praat oor die rol van die kerk, né? Dan dink ons, nee, die pie in the sky, die koninkryk van God is in die lug. Ons gaan eendag in die koninkryk van God wees. Ons kan nie nou die koninkryk van God vestig op aarde nie, want nou werk ons om ons saligheid te verdien, en ons kan tog nou nie ons saligheid verdien nie, sê protestante. So nee, wat God se koninkryk is iets wat ons maar net eendag gaan kry. Ons is nie nou regtig, ons is deel daarvan, maar ons bou nie aan God se koninkryk. Maar dis nie wat die Bybel ons leer nie. En ons sien dit veral nie in die Ou Testament nie, en daarom ook nie in die Nuwe Testament nie. Maar wat ons wel kry is hierdie klomp mense, die Israeliete wat gekies word, en nie maar net omdat hulle oulik is nie, hulle verdien dit nie. God kom na hulle toe en hy sê, ek wil julle gebruik om die res van die wêreld te verlos van sonde. En ek som dit nou kort op. En uit hulle word die Messias Jesus Christus gebore. God word mens deur Israel. En hy kom in hierdie wêreld in, en hy bring verlossing in die chaotiese, dooie wêreld. Die verbond van God. Wanneer hy dan met Israel kies, wanneer hy Abraham in sy nageslag kies, dan maak hy beloftes. Hy maak beloftes aan hulle. Deur julle sal ek die wêreld verlos. En in effek is dit beloftes wat gekoppel is aan sy verbond met Noag, dat hy nie die wêreld weer sal verwoes nie. Die verbond. God wat vanuit homself die wêreld geskep het om te deel in God. God wat die wêreld geskep het om te deel in God. Daardie verhouding het seer gekry met die sondeval. En God reageer op daardie seer kry, sy verbond. En eintlik sou mens kon sê dat die verbond gaan net terug by die feit, God skep alreeds. Daar is die verbond ook alreeds. Maar ons sien dit uitspeel, God se reaksie op die sondeval is sy verbond. So daarom, as ons praat oor die kosmiese en die sosiale en die forensiese geregtigheid van God, dan is dit alles dinge wat geldig is binne die konsep van die verbond. En die verbond is iets wat God sluit met 'n groep mense. 'n groep mense. Wat dit eintlik ten doel is vir die hele mensdom. Ek wil net dit beklemtoon. In die Ou Testament kry ons 'n groep mense, Israel. Dit word die kerk, dit behoort die hele mensdom te word, soos dit bedoel was toe God die mensdom aanvanklik geskep het. Die verbond wat al die dinge saamvat. Die groep mense. God kom na hierdie klomp mense toe en hy sê vir hulle, ek wil hê, julle moet op 'n sekere manier leef, sodat julle deur julle manier waarop julle elke dag julle taak doen, dat julle my daarin kan reflekteer. As jy gaan water haal, as jy jou land ploeg, as jy jou besigheid beoefen, as jy in die klaskamer kinders onderrig, as jy jou bed opmaak,
As jy en jou buurman skaak speel, as jy lekker sokker speel, as jy regspreking doen, as jy besigheid doen, alles wat jy doen moet wees nie net tot eer van my naam nie, ja, dit moet my reflekteer. Wat moet dit reflekteer? Dit moet God se karakter reflekteer. Wat is God se karakter? Dis heiligheid, dis geregtigheid, dis reg, dis liefde, die goddelike natuur. Ons moet die goddelike natuur uitleef. Ons moet die goddelike natuur uitleef. Dis waaroor geregtigheid gaan in die Ou Testament, as ons dit net sou wil opsom. 'n geregtigheid teenoor mekaar as kinders van die Here. Kom ons kyk nou, in Genesis 15 vers 16, die verbond van God met Abraham, wat 'n uitloop op sy verbond met Israel, by Sinai, Exodus 19, word dit baie mooi vir ons gesê, julle moet heilig wees, want ek is heilig. Julle is my priesterlike koninkryk. Ons kry dit ook in Deuteronomium 6 vers 25. Vanuit hierdie groep mense, Israel, word Dawid gekies om leiding te neem in die handhawing van God se reg en geregtigheid binne Israel. Dan word 'n groter verantwoordelikheid rus op hom. En uiteindelik word Jesus uit hom uitgebore wat vir ons kom wys alles van God se geregtigheid. En ons sien in Jesus straf op sonde. Maar ons sien genade, ons sien 'n herstel van gebroke mense, ons sien stoffelikheid wat vermeng word met die goddelike en verheerlik word. Ongelooflik. Dis alles deel van God se geregtigheid. Die feit dat God in Jesus mens word, die feit dat Jesus twee nature het. Hy's mens en God volledig. Dit hou alles verband met God se geregtigheid. Ek sê weer, as protestante, toe ek daar was ons altyd geneig om alles te dissekteer. Protestante hou daarvan om alles uit mekaar te trek en los en koud en klinies na enkele konsepte op hulle eie te kyk. Maar vir Katolieke is alles aan mekaar gebind. Alles is aan mekaar verweef. En jy kan nie oor die een ding praat sonder jy nie ook oor iets anders te praat nie. Daarom, God wat van sy mense vra, as ek heilig is, as geregtigheid deel is van my karakter, moet julle in geregtigheid leef, en ek stel julle daartoe in staat, om in geregtigheid te leef. Daarvoor, ek weet daar was 'n sondeval, maar ek gee vir julle my wet. In hierdie wet is daar verskillende afdelings. Daar's wette wat gaan oor, wat vir jou sê wat is reg en verkeerd. Moenie moord pleeg nie, dis so eenvoudig soos dit is. Moenie steel nie, dis so eenvoudig soos dit is. As ons nie steel nie, dan gaan dit goed gaan. Want ons sien wat gebeur as ons steel, daar's chaos. Maar dan is daar ook liturgiese wette. Daar's wette rondom die tempel. Daar's wette wat rondom eetgewoontes is, wat daar is vir jou gesondheid, ensovoorts, ensovoorts. En in dit alles is daar beginsels opgesluit. Maar die wyse waarop hierdie beginsels toegepas word, sou kon verander deur tyd heen. Ek vra van julle vir sosiale geregtigheid. Leef op 'n goeie manier teenoor mekaar. Leef teenoor mekaar vanuit julle verhouding met my. As ek vir jou lewe gee, gee vir jou buurman lewe. As ek vir jou lewe gee vir die natuur lewe. Belangrik. Belangrik. Ons sien so mooi in die Ou Testament dan, sê ek weer, hoe dat hierdie kosmiese geregtigheid, God se verhouding met die skepping, God se verhouding met ons as mense, beïnvloed die mense, ons met wie hy in 'n verhouding staan, sy verhouding tot mekaar in sosiale verhoudinge, maar ook in die algemene regspreking van die hof. Want God aan homself kan nie verkeerd wees nie, en hy vra dan dat ons ook nie by onsself verkeerd moet wees nie. OK. Maar daar is ook 'n vergifnis en 'n herstel. God se geregtigheid sluit in as gevolg van sy verbond. Want God se hele verbondshandelinge met die mens is 'n liefdesaksie. Die hele verbondshandelinge van God met die mens is eintlik al reeds iets van, ek wil julle vergewe, ek wil julle herstel. So dis belangrik, vergifnis, herstel,
Dit is deel van God se geregtigheid. Dit is deel van God se geregtigheid. Nou, ek hoop julle snap dit nou. Hoe het God se geregtigheid in die elke dag se lewe van die mense in die Ou Testament nou gemanifesteer? Ons sien dit, God wat sê, julle regters, julle moet goeie regspraak lewer in die hof. Ons sien so mooi, ook elke keer in Deuteronomium 16, net soos op talle ander plekke in die Torah, in die eerste 5 boeke van die Bybel, God wat die hele tyd sê, omdat ek heilig is, moet julle goeie regspraak hê. Sorg vir die armes, Deuteronomium 15, vers 1 tot 11, Sorg vir die armes, die weduwees, hê goeie sosiale praktyke, kyk na mekaar, gee om vir mekaar. Pas op vir die valse weegskaal, die eerlike handelinge met mekaar. Eerlike handelinge met mekaar, as ons besigheid doen. Maar dan in die dageliks lewe van die mense, was daar ook belydenis en versoening, wanneer daar fout gegaan het, wanneer daar dinge verkeerd geloop het tussen my en God, en ek sal nou weer daarby uitkom, dan het daar sekere goed gebeur, daar was ook die kultiese karakter van God se geregtigheid, my verhouding met God, die tempel, die offers, my gebedslewe, ensovoorts. Maar baie belangrik sê ek weer, dat vir die mense van die Ou Testament was geregtigheid gesetel in die heiligheid van God, en dit kry ons in Levitikus 19 by voorbeeld. So, ons sien dan ook reg deur die Ou Testament, groei daar by mense die gedagte dat omdat ons in 'n gebroke wêreld leef en omdat God vol is van geregtigheid, sal daar inderdaad 'n tyd aanbreek waar ons weer volkome herstel is, soos in Eden dalk, maar selfs meer as Eden, soos wat God dit ten doel gehad het oorspronklik, ons moet ingroei in hom tot perfeksie. En daarom kry ons by baie groepe hier, die Esseners, die Qumran gemeenskap, dis 'n groep Jode wat gevestig is voor Jesus se koms hier in die 100 voor Christus, 150 voor Christus, tot en met so 100 voor Christus het hulle gevestig geraak, die sogenaamde Esseners. Hulle het 'n bepaalde uitkyk na die wêreld gehad, en ons sien dit ook byvoorbeeld in boeke soos Daniël, word daar gepraat oor 'n sogenaamde apokaliptiese geregtigheid, dat eendag gaan die geregtigheid van God vir ons daarin gewys word, dat God gaan oordeel, en die volke wat verkeerd gedoen het, gaan gestraf word, en as deel van hierdie oordeel, gaan God sy mense wat op hom bly vertrou het, herstel in 'n ereposisie, en alles sal weer mooi gemaak word. In die eindtyd, apokaliptiek, in die eindtyd. Ons sien, daar's ook 'n gedagte wat ontwikkel, dat omdat God wil hê, ons sy heiligheid moet prakties uitlewe, en die wet ons inderdaad daarmee help, die woord van die Here is 'n lamp van my voet, Psalm 119. Daarom kry ons dat daar 'n ontwikkeling is, waar daar veral na die ballinge terugkeer, nadat die volk in ballingskap gegaan het, en hulle kom terug in die tweede tempeltydperk, word daar veral klem gelê op die wet. Want nie al die Jode het nou gebly naby aan Jerusalem, sodat hulle na die tempel toe kon gaan nie. Daar was tye waar die volk nie eens 'n tempel gehad het nie. En dan het die wet van die Here as 'n boek, as 'n idee, as 'n konsep, het die plek ingeneem ook van die tempel in mense se alledaagse lewe. So, geregtigheid is dan gekoppel aan reg lewe voor die Here. God vra van my, omdat hy heilig is, dat ek op die regte manier voor hom sal lewe. Natuurlik, ontwikkel dit ook in verkeerde rigtings, daarom bots Jesus en die Fariseërs met mekaar, en Jesus praat met hulle en hy sê vir hulle, julle is witgepleisterde grafte, julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in, julle kan nie onderskei tussen sekere beginsels nie, wanneer Jesus byvoorbeeld siek mense genees op die Sabbatdag, dan sien hulle nie die wonder raak van die genesing nie, maar hulle sien net raak, Jesus het sogenaamd gewerk op die Sabbatdag. En hulle vergeet dat die Sabbatdag eintlik gemaak is vir die mens om ten volle te rus in die voorsienigheid van God. En wanneer God dan in Jesus
kom voorsien aan hierdie lamman en hom herstel tot 'n posisie van verantwoordelikheid en om te kan werk, wat sy menswaardigheid kom herstel, as 'n beelddraer van God, dan sien die fariseërs dit nie raak nie. Want hulle mis die beginsels. Hulle wil die Sabbatdag belangriker maak, as wat dit eintlik moet wees. So, daar het 'n skeeftrekking gekom, maar tog is dit 'n belangrike iets om van kennis te neem in die Ou Testament en die ontwikkeling van die Ou Testamentiese teologie tot en met die tyd wat Jesus gebore is en die apostels hulle briewe skrywe. Naamlik dat, omdat God heilig is daar ook van ons die verwagting dat ons op 'n bepaalde manier moet leef. Petrus skryf, wees heilig, want God is heilig. Hoe lyk dit om heilig te wees? Dit lyk, ek steel nie, ek maak nie dood nie, ek bedrieg nie my medemens nie, ensovoorts. Die uitoefening van liefde. Liefde het begin belangrik, barmhartigheid, vanuit die sosiale geregtigheid uit. Die hele konsep van liefde, daarom al reeds in Levitikus 19, jy moet jou naaste lief hê. Deuteronomium 6 vanaf vers 4, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daarom dat Romeine, die einste Paulus, en dit is vir my so jammer dat ons het begin by Martin Luther met sy sogenaamde geloof alleen, hoe dat hy ook maar selektief was met hoe hy sekere dinge by Paulus beklemtoon het, en ander dinge het hy net agtertoe geskuiwe. Want dieselfde Paulus, vir wie hy wou aanhaal om te sê dat Paulus leer geloof alleen, daai selfde Paulus sê, liefde is die vervulling van die wet. Daai selfde Paulus skryf daarom, dat 'n egte geloof is iets wat deur die liefde werk. Geloof en werke kan nie losgemaak word van mekaar, soos wat protestante dit wil doen, omdat Luther dit gedoen het nie. Geloof kan net geloof wees, as dit deur die liefde werk. Die sosiale geregtigheid, wat die oorspronklike basis daarvoor vorm. Omdat jy vir God lief het jy jou naaste lief. Hoe lyk hierdie liefde? Ek steel nie sy goed nie. Ek beskerm mense. Ek sorg vir die weduwees en die armes. Die liefdevolle trou van die Here, wat ook uitspeel in my eie lewe, ek het ander mense lief, en is getrou, nie net aan God nie, maar ook aan die mense rondom my, medegelowiges, my verantwoordelikheid selfs teenoor my vyande, baie belangrik, die barmhartigheid van God, die troue liefde van die Here, wat hand aan hand loop met sy verbond. Hy is in homself liefdevol. Daarom vra hy van ons dat ons in liefde sal optree. Dit is alles deel van die geregtigheid van God. Dan, die geregtigheid deur geloof en die genade. Ons kry dit in die psalms. Die genade van God, die liefde van God, God se geregtigheid wat werk deur liefde en genade. En uiteindelik dan sal dit uitloop op die koms van die Messias, hy wat ons sondes op homself neem, hy wat alles hanteer en die volk, die mensdom herstel in 'n posisie van geregtigheid met die Here. Dit kom baie sterk in die Ou Testament voor. So nou, belangrik, as ons dit saamvat, dan sien ons dat die geregtigheid van God in die Ou Testament en ook in die Tweede Tempelperiode, dis die tydperk waarin die Nuwe Testament geskrywe word, dit was nie maar net 'n hof, iets wat in die hof gehoord het nie. Dit was nie maar net 'n teoretiese, juridiese konsep nie. Want dis iets wat protestante miskyk. Hulle wil net daarop fokus en sê, nee, die geregtigheid van God is 'n wetsding. Dit is iets, is 'n term wat in die wet, en dis 'n wetsterm wat in die hof gebruik word, waar mense verklaar word dat hulle geregtig is. Maar dis nie hoe die geregtigheid van God gefunksioneer het, of beskou is in die Ou Testament, of in die Tweede Tempelperiode nie. Dit was nie maar net 'n juridiese iets nie. Dit het gegaan ook oor verhoudinge. My verhouding met God, my intieme liefdesverhouding met God. En waar God se trou en regverdigheid, sy liefde, waar hy in sy liefde uitreik na mense wat geval het en seer gekry het, soos Dawid na sy oorspel met Batsheba, waar hy in liefde uitreik na Dawid, hom optel uit die stof en hom herstel in 'n verhouding met die Here. 'n verhoudingsding, 'n houdingsding van val en optel en herstel. Dis belangrik, dis nie net juridies nie,
soos wat protestante dit wil uitmaak nie. Dit is ook 'n verhoudingsiets. Dit is 'n verhoudingsiets van herstel. Nou goed, nou belangrik, hoe het die mense dit nou uitgeleef in hulle elke dag se lewe? En belangrik, julle moes dit nou al agtergekom het, en ek herhaal dit dalk nou sekerlik onnodiglik, maar omdat God heilig is, vra hy van die mense met wie hy in 'n verhouding staan, om ook heilig te wees. Maar hierdie heiligheid kan nie maar net uit jouself uitkom nie. En dis belangrik. Dit wat God van ons vra om te doen, kan ons nie op ons eie doen nie. Want as ons nie gekoppel is aan die bron nie, dan het ons nie krag waaruit ons sekere dinge kan doen nie. En dis belangrik, en dit is wat ons mis, en wat Luther gemis het. As ons praat oor werke as protestante, is dit nie iets wat uit ons, dit is nie iets wat ons, as ons as katholieke praat oor werke, en ons koppel dit aan geloof, is dit nie iets wat ons uit ons eie uit kan doen nie. Ons kan dit net doen as ons gekoppel is en gesetel is in God. Protestante wil dit losmaak van mekaar, en wil werke as iets apart beskou van my verhouding eintlik met God. Goed, so wanneer God my maak as man, as vrou, as mens, dan is daar hierdie verhouding tussen my en God. Hierdie bron van hierdie verhouding, hierdie bron van lewe, God se lewe wat oorvloei na my toe, sodat ek kan deel kry aan die goddelike natuur, en nou deel ek in die goddelike natuur. En is in hierdie koneksie, dis vanuit hierdie koneksie, dis binne hierdie koneksie, waar God dan nou van mense vra, wees heilig. So die heiligheid kom nie uit myself nie, dis iets wat vanuit God in my geplant word, nou leef ek heilig, en kan ek groei in hierdie heiligheid, soos ek groei in God ingroei. Dis belangrik. Dieselfde met dan die gehoorsaamheid. As hy sê, wees gehoorsaam, dan gaan dit oor die doen van dinge. Daarom is geregtigheid in die Ou Testament en in die Nuwe Testament ook, die geregtigheid van God vra 'n aktiewe aksie, want dit is 'n aktiewe aksie van God se kant af, waar hy sekere dinge doen vir die mens, in die mens, en hy vra 'n aktiewe aksie terug. Dis belangrik, geregtigheid vra 'n aktiewe aksie van die mens, maar dit is 'n aksie wat ons net kan doen, omdat God eerste die inisiatief geneem het, omdat God my in staat stel daartoe, om die aksie te doen. Dis belangrik. Daarom, interessant genoeg, kry ons in die Ou Testament, en in die Nuwe Testament, die hele Bybel deur, die teenoorgestelde van geloof, is nie sommer maar net ongeloof nie. Die teenoorgestelde van om te glo, is nie maar net om nie te glo nie. Die teenoorgestelde van geloof, is ongehoorsaamheid. Hoor mooi, die teenoorgestelde van geloof in die Bybel is ongehoorsaamheid. Om ongehoorsaam te wees, om nie te doen wat God vra nie. Hoekom doen ek nie? Want ek vertrou nie God nie. Vertroue vereis daarom 'n aksie. En ons sien dit by Abraham. As God kom en hy sluit sy verbond met Abraham, dan sê hy vir Abraham, Abraham, trek uit jou land uit weg, alreeds in in Genesis 12, trek weg na die land wat ek aan jou sal gee. En nou kon Abraham gesê het, ja Here, ek glo u, en dan bly hy lekker daar in Ur sit. Ek glo, u sal my nageslag 'n groot nasie maak. Ek glo dit, maar ek bly nou maar hier sit. Het Abraham dan regtig geglo? Hy het nie dan geglo nie. Abraham se geloof is 'n aksie van vertroue. Sy vertroue is 'n aksie, en dit is daardie aksie van vertroue wat dan deur die Bybel genoem word as iets wat tot geregtigheid gereken is vir Abraham. Belangrik. Hy het gedoen uit 'n reaksie op God wat na hom toe gekom het en van hom sekere goed gevra het. Ja, God stel hom daartoe in staat. Abraham verdien nie God se aksie nie. Abraham verdien nie die belofte nie.
Maar Abraham reageer. En sy reaksie is nie maar net, ja, ek glo en dan bly hy lekker daar in nie. Hy sê, ja Here, ek glo en hy trek. En dit word hom tot geregtigheid gereken. Dis belangrik. Dis nie net Abraham se geloof nie. Daarom dat Luther ook die boek Hebreërs wou uitgooi, want die boek Hebreërs praat juis oor die aksie en geloof wat aan mekaar gekoppel word. Al daai geloofshelde in Hebreërs 11. Al die geloofshelde in Hebreërs 11, waar ons die heeltyd kry hoe geloof en aksie aan mekaar gekoppel word. Daarom dat Luther, sê ek weer, nie gehou het van die boek Hebreërs nie. Net vinnig daar kom. Voorbeelde van geloofsvolharding. Daar kry ons dit baie mooi. Geloof egter is 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie. So, hoe is geloof 'n bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie? As ek vir mense sê, ek glo in God, maar ek doen wat ek wil. Dan het ek nie geloof nie. Geloof kan net 'n aksie wees. Daarom dat Jakobus ook sê, geloof sonder werke is dood. En die enigste keer wat die Bybel geloof alleen gebruik, is in die negatiewe sin, daar in Jakobus. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. En dan gaan hy aan, deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring. Hy doen iets, geloof en aksie loop saam met mekaar. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader moet glo dat hy bestaan, en dat hy die beloon wat hom soek. Weereens daar's 'n soekende aksie, 'n verhoudingsaksie. En dan, hoe lyk dit? Vers 7, deur geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag ontvang het, oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en omdat hy in eerbied gehoorsaam was, 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Noag glo vir God. Hy sê vir hom, daar kom 'n vloed. En dan sê Noag, ek glo U, Here. En hy sit lekker agteroor, hy drink sy bier, en hulle speel sokker, en hulle gaan net aan, en hier kom die vloed, en poef, daar was die vloed vir Abraham, vir Noag ook weg. Nee, Noag sê, Here, ek glo U, en hy bou die ark. Hy's gehoorsaam aan God. En so kan ons aangaan. Deur geloof was Abraham gehoorsaam, toe hy geroep is om te trek, na die plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek. Deur geloof het hy as bywoner in die land van die belofte gaan bly, soos in 'n vreemde land, en hy het in tente gewoon saam met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Deur geloof het Sara, alhoewel reeds onvrugbaar en nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word. Daarom is uit een man, wat so te sê dood was, 'n nageslag gebore. En dan gaan hy so aan, oor al die geloofshelde. Hoekom is hulle geloofshelde? Want hulle geloof is gewys en was 'n aksie. Hulle geloof was 'n aksie. Dis wat ons al kry in die Ou Testament en in die Tweede Tempelperiode. Belangrik, geloof is 'n aksie. Daarom moet ons besop vir hierdie vals beeld wat protestantisme skep van die Katolieke Kerk as protestantisme glo aan geloof alleen. En die ding van weg is werke. Het gaan oor watter rol speel die werke en waar en hoe. Dis waaroor ons moet praat. Goed. Dan sien ons verder, hoe het die mense God se geregtigheid uitgeleef in hulle verhoudings met hom? Gebed en lofprysing wat so 'n groot rol gespeel het. So mooi in Psalm 40 van vers 10, ek verkondig U geregtigheid in die groot vergadering. Om God se geregtigheid te besing. Dieselfde psalmdigters wat praat, Here, verlos my in U geregtigheid. God as die bron van lewe. Dis die psalms wys ook baie mooi vir ons aan dat God se geregtigheid gaan daaroor dat hy is die bron van lewe. Baie interessant. Het sluit aan by wat ek hier gesê het. God as die bron van lewe omdat hy geregtigheid in homself is.
Dan, barmhartigheid en goeie werke, daaroor het ons nou al gepraat, Micha 6 vers 8, daar kry ons, Micha sê, God het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat eis die Here van jou anders, as om reg te doen, liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met God? Wat vra die Here van jou anders, as om te doen wat reg is, liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met God? Levitikus 19 sê alreeds die heiligheid van God wat van ons vra om nie te steel nie moord te pleeg nie ensovoorts. Psalm 19 ook. Psalm 19 wat so mooi sê. Kom ons lees Psalm 19 vinnig. En dit is vir my so hartseer dat Luther wat onder andere die psalms bestudeer het toe hy in sy worstelstryd was met wat beteken God se geregtigheid, dat hy nie hierdie goed kan raak sien nie. Hoor hoe mooi Psalm 19. Die hemelruim verkondig die eer van God. Die hemelkoepel maak die werk bekend van die Here. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis uit. Nee? Die hemelruim verkondig die eer van God, die kosmiese lofprysing wat daar is. So mooi, die tweede gedeelte van die Psalm, die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan onkundiges. Die opdragte van die Here is reg. Dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verhelder die oë. So mooi. Die woord wet wat daar gebruik word, die woord Torah, die woord onderrigtinge, dit is wat die woord Torah beteken. Dit is wat die wet is. Die onderrigtinge van die Here. Inderdaad, op 'n sekere manier, en hoor my woorde baie mooi, inderdaad op 'n sekere manier bring die woord van die Here, die wet van die Here, lewe teenoor chaos, lewe teenoor dood. Jy mag nie moord pleeg nie. Deur moord te pleeg vat jy letterlik 'n lewe. Die wet van die Here wat vir ons mooi aandui wat God van 'n verbondsvolk vra. Mense wat heilig is. Natuurlik, die gebrekkigheid van die sondeval maak dat ons gebrekkig is en daarom Jesus. Maar die punt wat ek wil maak is dat nêrens in die Bybel kry ons hierdie ding van dat geloof nie ook 'n aksie is nie. Goed. Dan wat nou as die verbond of as die verhouding met God gebreek word? Wat as die verhouding met God gebreek word? En dis belangrik. Daarom binne al hierdie verhoudinge wat God gehad het met die mens en met die kosmos, was daar ook die manifestasie van God se liefde, genade, sy uitreik na die mens om hulle te herstel. God wat sy genade ook prakties wys. God wat sy genade prakties wys, en daar binne-in het die tempel en die tempelkultus en die offers 'n belangrike rol gespeel. Maar ons sien vanuit die staanspoort uit, dat God vanuit 'n verhouding met hom verwag het, dat as daar fout loop, dat hierdie liefdesverhouding tussen my en God, moenie een wees waar ons soos Adam en Eva weghardloop nie. Maar in Jesaja 1 vers 16 tot 17, en in Jeremia 3 vers 12 tot 14, die uitnodiging, nee, moenie weghardloop nie, kom ons maak die saak uit. Kom ons maak die saak uit. Al was jou sondes so rooi so skarlaken, ek sal dit skoonmaak. Ek sal dit skoonmaak. Kom ons hanteer dit. 'n liefdesverhouding van sondebelydenis, Psalm 51 ook. Dawid wat in berou na die Here toe gaan. Skeur jou hart, offer jou hart eerder aan die Here as 'n klomp diere. Ongelukkig is dit so dat in Israeliese geskiedenis mense ook die klem verkeerd geplaas het. Teenoor 'n interne berou het hulle net staat gemaak op die uiterlike nakoming van sekere offerreëls. Dit is die probleem. As mense die reëls beklemtoon ten koste van 'n verhouding met God, waar jy dink, as ek hierdie reëls nakom,
dan hoef ek nou nie in my hart regtig te glo in God nie. Ek tik gou 'n paar boksies af, en dan is dit hankie-dorie, en dan verder kan ons nou maar weer doen wat ek wil. Dan mis jy die hele punt van 'n verhouding met God. Hy in jou en jy in hom. En dis die agtergrond, sê ek weer, waarvan ons as Katolieke praat, as ons praat van geloof en werke. Hy in ons en ons in hom. Dit gaan nie nou oor die tik van boksies, en dat as ek nou sekere boksies getik het, dan kom ek in die hemel nie. Dis nie wat Katolieke sê nie. Dis nie wat Katolieke sê nie. Daar moet 'n interne skeur van die hart wees, vanuit 'n verhouding met God. In 'n vertroue dat God my sal vergewe as ek na hom toe gaan. Weer 'n keer, geloof is 'n aksie van berou in hierdie geval, wat uitgeleef word. Daarom in die Ou Testament dikwels, in die Nuwe Testament ook, die vas, die sak en as, ensovoorts, ensovoorts. Ons lees so mooi in Daniël 9 vers 5 tot 9, maar aan die Here onse God behoort barmhartigheid en vergifnis. Aan die Here onse God behoort barmhartigheid en vergifnis. Daarom dat Daniël ook vir die Here kan sê, Here, ons het gesondig, as hy namens die volk die sonde bely. So, omdat God geregtigheid in homself het, omdat hy 'n regverdige God is, daarom is sondevergifnis daar. Daarom is skuldbelydenis moontlik. Dis belangrik. Skuldbelydenis is net moontlik omdat God 'n God van geregtigheid is. Hoe het dit dan nou prakties gewerk? OK. God weet ons is sintuiglike wesens. Hy weet ons werk deur ons sintuie. Mense, die van julle wat in die onderwys is, sal ook weet dat kinders leer die beste hoe meer van jou sintuie jy gebruik. Jou oë, jou neus, jou reuk, jou gevoel, om te proe selfs. Dis die dinge waardeur jy leer. Dis die dinge waardeur jy optimaal kan leer, wanneer jy dinge om jouself waarneem. En binne dit alles was daar dan binne Israel, en nou gaan ek weer uitvee en teken, binne Israel, as die verbondsvolk van die Here, waar die Here verwag het dat die volk op 'n sekere manier moes leef, omdat hy heilig is, omdat hy 'n God van geregtigheid is, dan is daar, en dis nou belangrik, die tempel. God kies die volk Israel. En ek teken met opset 'n driehoek. Wanneer God vanuit die hemel uitreik na die mens toe, dan reik hy uit na ons toe vanuit sy heiligheid uit, na die mensdom toe. Hy trek ons op vanuit die stoffelike na hom toe. Daarom die beeld in die Ou Testamentiese teologie van die 2 driehoeke, God, hierdie ene wat afkom na ons toe, om ons op te trek, en die mens wat opreik na God toe. Hier, tussen hierdie 2, was die tempel. Hier was die tempel. Die tempel is die as, die spulpunt waarom alles gedraai het in die Ou Testamentiese kosmos. Dit was die tergelykertyd, die koneksiepunt tussen hemel en aarde. Die aarde en die hemel het bymekaar gekom in die tempel. God se heiligheid kom en raak aan die wêreld, sodat vanuit die tempel God se heiligheid kan versprei. Daarom interessant dat ons kry dikwels in die Ou Testament hoe water vanuit die tempel uit loop, ook in Esegiel. As die Here alles herstel, die water wat loop vanuit die tempel, om die genade van God in die wêreld wat dood is dit te laat kry. Die tempel, die spulpunt tussen hemel en aarde, die axis mundi is die Latyn. Dit was te gelykertyd die mees onheiligste plek in die hemel en die mees heiligste plek op aarde. Dis die tempel. Die koneksiepunt tussen God en mens. Die tempel is so gebou dat dit 'n uitdrukking gegee het aan God as die skepper, die een wat in 'n verhouding staan met die totale kosmos. So daarom is het interessant dat in die Ou Testamentiese teologie, die werk wat die priesters gedoen het, was daar vir die hele kosmos, nie net vir die volk Israel nie. Onthou julle, ek het vir julle op stadium gesê, het ons gepraat het oor die sakramentele wêreldbeeld. God maak die mens, en hy sê vir hom, jy moet 'n priester wees,
deur die wêreld te bewerk. Hoe weet ons die mens is 'n priester? Want die woord wat gebruik word daar is abaat. Abaat, om te werk vir God, om alles te draai na God toe. Dis dieselfde woord wat gebruik word vir die werk van die Levitiese priesters. Hierdie tempeldiens manifesteer en wys vir die wêreld, vir die volk Israel, dat God uitreik na die mens, dat hy barmhartig is, dat hy genadig is. Daarom die teenwoordigheid, die sigbaarheid van die tempel, maak dit moontlik in die siege van die mens as 'n sintuiglike wese, dat ek kan sien, ek kan na die Here toe gaan. Ek kan na die Here toe gaan, want hy's hier by ons, hier waar die offers gebring word. Ek kom, en hier in God se teenwoordigheid skeur ek my hart. Ek gee vir hom van my besittings en ek sê, Here, ek is jammer. Die middelpunt van God se geregtigheid, die tempel. Dis die middelpunt. So as die regspraak plaasvind, dan vind dit plaas vanuit die tempel, en dit mis Johannes Calvin en Martin Luther. Wanneer hulle van die woord geregtigheid net 'n juridiese term wil maak, dan word dit 'n westerse konsep van die hof. Maar in die Bybel is dit die tempel. Die tempel. Berou en bekering en die offers en geregtigheid gaan hand aan hand saam met mekaar binne in die konteks van die tempel. Die offers wat dan gebring word is alles dan die sakramente van die Ou Testament waardeur die Here sy genade wys. Weer 'n keer, die Here offer diere, die stoffelike, op terwille van die mens. Die mens wat eintlik self gestraf moet word, maar die Here gee dat daar iets anders in sy plek gestraf word. Wat ook vir ons wys hoe tot nadeel die sonde van die mensdom is teenoor die wêreld. Want die arme wêreld moet die hele tyd geoffer word terwille van die mens, sodat die mens kan bly lewe. En dis die hartseer van die sondeval. Ons sonde raak nie maar net God of myself, dit raak ook die bome, die bosse, die diere ensovoorts ensovoorts. Natuurlik was daar die bloedoffers waar die volk die verbod, jy mag nie die bloed eet nie, want dit behoort aan God, want lewe is in die bloed. Bloed altyd uitgegiet rondom die altaar, wanneer die sondeoffers gebring is. Daar was die groot versoendag, waar die hoëpriester eenmal 'n jaar in die allerheiligste ingegaan het, om versoening te bring by die Here. Maar kom ons vat dit saam en sê vir mekaar, dat hierdie tempel, as die koneksiepunt tussen hemel en aarde, was 'n sigbare iets vir die hele volk. Dit wat daar by die tempel plaasgevind het, moes plaasvind in die hart van elke gelowige. Van elke mens in Israel moes dit plaasvind. Ek as man in my huisgesin, ek as vrou in my huisgesin. Elke dorp het later van tyd sy eie sinagoge gehad, sy eie aanbiddingsplek gehad, wat 'n verlengstuk was van die tempel. Maar die punt bly, dat dit wat gebeur het in die tempel op 'n sigbare wyse, waar die volk by mekaar kom en die Here aanbid liturgies, koöperatief, gesamentlik. Ons doen dit in die kerk ook, koöperatief, gesamentlik. Maar daardie heilige mis wat ons elke dag kan beleef as jy na die daglikse misoffer toe gaan, uiteindelik is dit 'n sigbare deelname aan die geregtigheid van God wat moet oorspoel en uitloop in my lewe self, waar ek in myself die tempel is van die Here. Die feit dat daar 'n tempel was in die Ou Testament het nooit uitgesluit dat elke individu priester is van die Here nie, in die Ou Testament nie. Nee, dit het nie. Dis 'n verkeerde beskouing van die Ou Testament. Maar die rol wat die tempel gespeel het in die Ou Testament om die geregtigheid van God tot uitdrukking sigbaar te bring vir die mense sintuiglik, word uiteindelik in Jesus Christus opgeneem. Hy wat die koneksiepunt word, Jesus, God en mens, sy twee nature wat 'n rol speel. Daarom aanbid ons nie meer God soos in die Ou Testament nie, as gevolg van die eenmalige offer van Christus, wat die Ou Testamentiese kultus met al sy sakramente, die offers ensovoorts in homself invat, in homself vervolmaak, as die een wat die verbond vervolmaak en nuut maak, vanuit die Ou Testament, in homself. Daarom aanbid ons God anders
as Nuwe Testamentiese Christene as in die Ou Testament. Maar belangrik, die geregtigheid van God was iets wat van die begin af ook uitgespeel het in 'n verhouding van sonde en versoening, sonde en vergifnis, liefde en vergifnis. Van die begin af, as daar fout gegaan het, dan was daar God se geregtigheid wat gemaak het dat in geregtigheid en deur geregtigheid kan my geregtigheid herstel word in 'n posisie. Ek kan weer my verantwoordelikhede opneem wat ek verloor omdat daar dinge verkeerd gaan. God se genade en sy verbondstrou, baie belangrik. Sy verbondstrou. Interessant, ek gaan nou lees Esegiel 36. In die Ou Testament self kry ons dit, dat die geregtigheid van God is nie maar net iets wat hy verklaar teenoor mense nie. Dis nie maar net iets wat hy gee aan mense nie. Ja, hy verklaar. Ja, hy gee. Maar dis ook iets wat hy binne in mense doen. Belangrik, dit is iets wat hy binne in mense doen. En dit is veral hierdie gedeelte van iets wat hy binne in mense doen, wat protestante weggegooi het. En dit was vir my vreemd, want as dominee in die protestantse liturgie is daar ook 'n skuldbelydenis en 'n genadeverkondiging. En dikwels word mense genooi om hulle sondes te bely op grond van dit wat ek nou vir julle gaan lees. Maar dit word anders toegepas. Dit word net gesê as God vergewe sondes op grond van Jesus Christus, en dis waar, dit is so. Jesus Christus is die bron van die vergifnis, wat vir ons bewerk word, want hy neem die straf van die sondes inderdaad op homself. Maar hierdie gedeelte van Esegiel word gemis, wanneer daar 'n innerlike herstel plaasvind. Die hele Ou Testament. Dis waarom vir Samuel ook vir Saul sê, as Samuel sê vir Saul, jy was ongehoorsaam, jy het nie die Amalekiete en al hierdie goeters en hulle diere as 'n brandoffer aan die Here geoffer nie, 'n banoffer nie. Dan sê hy, maar ek het net hierdie uitgehou, want ek wil offers by die tabernakel aan die Here bring. En dan sê Samuel vir hom, nee, wag 'n bietjie. Die offer van die hart in gehoorsaamheid is belangriker as hierdie diereoffers. Diereoffers beteken niks as daar nie 'n hartsoffering is nie. Vergifnis in die Ou Testament het altyd gepaard gegaan, anders as wat ons dink, dit het altyd gepaard gegaan met 'n innerlike verandering. God verander binne in my iets. Hy stel my daartoe in staat om nou te kan doen wat hy van my vra. Ons lees dit Esegiel 36 vanaf vers 25. Kom ons sê vers 24. Israel in ballingskap ongehoorsaam, die Here kom herstel hulle. Hy bring hulle nie meer terug in die land nie. Hoor, hy sê, ek sal julle uit die nasies neem en julle bymekaar maak uit al die lande. Ek sal julle na julle grond toe bring. Ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees. Ek sal sprinkel en julle sal rein wees. Rein, heilig, jy sal heilig wees. Die geregtigheid van God. Dis nie maar net 'n verklaring nie. Ek doen iets, jy word nou rein. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. En nou die innerlike verandering. Die innerlike herstel vanuit God se geregtigheid wat protestante mis. Ek sal jou 'n nuwe hart gee. 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. 'n nuwe gees. Ek sal die hart van klip, daardie hart wat nie daartoe in staat was om te doen wat die Here van jou vra nie, ek sal daai hart uit julle liggame uitneem. Die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my valste voorskrifte volg en dat julle my bepalinge nakom en uitvoer. Herstel, God se geregtigheid is nie net 'n juridiese verklaring soos Martin Luther en Johannes Calvin kwyt geraak het nie. Dit is 'n innerlike herstelproses waar God sy gees in my binnekant gee, die hele konsep van theosis, om deel te kry aan die goddelike natuur, soos 2 Petrus 1 vers 4 sê, God wat vir ons alles gee wat nodig is, sodat ons kan doen wat God van ons vra. Hier sê hy dit ook. My gees sal ek in my julle binneste gee,
sodat julle dan my vaste voorskrifte volg. 'n Aksie. Geloof is 'n aksie. Die geregtigheid van God is 'n aksie van herstel, wanneer dit kom by die sondaar, wat 'n reaksie vra. Belangrik, dis God in sy geregtigheid herstel my, sodat ek kan doen wat hy van my vra, sodat ek kan ingroei in hom in die verlossing in. Ons sluit af deur saam te vat. God se geregtigheid was in die Bybel nog altyd, in die Ou Testament, wanneer die Nuwe Testament geskrywe word, dit was nog altyd 'n aktiewe handeling. Dit was nog altyd gekoppel aan die verbond, God se verbondsgetrouheid. Dit het van mense geloof gevra. Maar daardie geloof is nie maar net 'n abstrakte iets met die kop nie, dis nie maar net 'n abstrakte, ek ken maar net die Here nie. Dit moet oorgaan in 'n aksie, 'n vertrouensaksie wat gevra word. Wanneer mense Sondag, moes hulle terugkeer deur berou. Die tempeldiens het 'n rol gespeel, die offers het 'n rol gespeel, maar die innerlike hart wat geskeur moet word, het 'n rol gespeel. Versoening. En hierdie versoening was 'n herstel van die innerlike. Die tempel was die kern van hierdie herstelproses, maar die profete het 'n dieper geregtigheid van God oorgepraat. Hulle het gesê dat God se geregtigheid gaan oor baie meer, en dit is baie dieper as maar net die tempel. En dis die konsepte wat die agtergrond vorm wanneer Jesus gebore word, wanneer God mens word. Dis die agtergrond vir die Christelike verstaan van dit wat Paulus skrywe oor die regverdige sal deur die geloof lewe. Wie is dan die regverdige waarvan Paulus praat? Die geregtigheid van God, waaroor gaan dit dan? Wie is die regverdige dan? En hoe hou dit dan verband met werke? Want, sou ek nou kan sê, as ons nou gelees het, dat geregtigheid is 'n aksie van God, al daai klomp dinge wat ons nou gelees het, wat ons nou gesê het, maar as dit gaan oor verlossing, dan sien ons, dis nie net 'n juridiese vryspraak nie. Ja, dit is, maar dit is nie net dit nie. Dit is ook 'n aksie van God, wanneer hy my nuut maak, die wedergeboorte waarvan die Nuwe Testament praat. Sy gees in my binneste is, en hy my nou in staat stel daartoe, om regverdig te kan lewe. En wat is geloof? So, die regverdige sal deur die geloof leef. Die regverdige is iemand wat nie net verklaar is dat sy sonde vergewe is nie. Daar is gesê, God sê, jou sonde is vergewe. Maar dis ook iemand wat herstel is in 'n verhouding met God, omdat sy binnekant herstel en nuut gemaak is en reggemaak is. Hoekom? Sodat hy nou in geloof kan leef. En wat is geloof? Ons het nou gesien, Hebreërs ook sê vir ons, geloof is iets wat deur die liefde werk, sê Galasiërs. Geloof is 'n aksie, 'n vertrouensaksie, waar ek aktief terugdoen wat God van my vra in heiligheid en geregtigheid. So inderdaad kan Katolieke ook uitroep en sê, die wat regverdig gemaak is deur God, nie net verklaar is nie, kan regverdig lewe, omdat God se gees in hulle is. En ons kan groei in ons verhouding met God, daagliks ook, deur wat ons doen, nie op ons eie nie, maar saam met God. Dankie dat julle saam geluister het.